For His Kingdom saam met my Nadia Olivier en Erik Postumus, my gas vandag. Ek is so beïndruk met myself dat ek jou hierso kan hê. Erik, baie dankie dat jy by my kom kuier. Vir die wat nie weet wie jy is nie, vertel vir ons meer van wie jy is en jou bediening en so meer. Ag, ek is maar net 'n gewone ou wat 'n baie woelige seentjie was en baie in die moeilikheid gekom het oor ADHD omdat ek net eenvoudig hopeloos te veel energie gehad het vir die stelsel. En toe Jesus in my hart inkom, toe leer hy my wat dit is om 'n seun van God te wees, om 'n man van God te wees. En ek is baie geseënd met 'n pragtige vroutjie Lizet en twee pragtige kinders Bernard en Zoe en 'n skoondogter Lize. So my hartjie klop chocolates. Ek is so bevoorreg om so 'n mooi familie te kan hê en dan het die Here ook vir ons geseën met 'n bediening met die naam Die Goeie Nuusfabriek. So ons toer die land vol en dan in skole doen ons 'n boeliebestand veldtog. Ons sien so tussen 30 en 50,000 kinders 'n jaar in skole, kerke, kampe, sonnaarskooldienste en ons toer die land deur God se genade. Okay, goed. Dit is nou en ons gaan oor al daai dinge praat want dit is hoekom ek en jy nou by mekaar uitgekom het. Ons wil praat oor een van hierdie campaigns in aanhalingstekens want wat is 'n campaign in Afrikaans? 'n veldtog. Hoe hou jy van daai woord? 'n Veldtog. Dis 'n mooi woord. Ek hou van dit. Veldtog. Veldtog. So, Ja. ons gaan gesels oor die bullyproof veldtog wat nou aan die gang is, maar ek wil net gou-gou eers by jou stil staan as ons so 'n oombliekie kan. Ek weet jy het nou nie hierdie verwag nie, maar ek wil net so bietjie stop en ek wil vir jou vra, Erik, as jy kan sê jy sê toe Jesus in jou hart ingekom het, nê? Wanneer was dit vir jou en wat het daar gebeur? Hoe dit gebeur? Ja. Dankie dat jy dit vra. Ja, ingrypende belewenis. So groot geword in 'n Christelike huis, mamma het die Here gedien, kinderkraans aangebied en lief gewees vir my. My pa was 'n army ou gewees. Hy het die entertainment vir die troepe opgevat grens toe. So Sonja Harold en Tolla van der Merwe, al daai mense het hy grens toe gevat vir die troepies. En Christelike huis groot geword, geweet van die Here, maar nie regtig 'n solid koneksie gehad nie. En toe ek so in graad 9 was, standaard 7, toe het ons skool 'n lekker sjokkiejool en ek dans met 'n vriendelike oulike meisie en sy nooi my na hulle kerk se koffiekroeg toe. En ek het nie 'n klou wat is nou hierdie koffiekroeg idee nie. En dis toe waar hulle bymekaar kom en oor die Here praat. Daar's 'n jeugpastoor, 'n great youth movement. En ek kom tot bekering in daai movement. In daai jare het ons nog tonele gedoen op al Carmen se liedjies en uitreike en klomp sulke goed gedoen. En daai belewenis as tiener het vir my op 'n baan gesit om jong mense te fasiliteer in 'n verhouding met God, in groei, in geleenthede om te kan uitreik en 'n verskil te maak. So daai ingrypende ding in my tienerjare het die Here gebruik om vandag 'n ministry te kan wees. Okay, so nou wil ek 'n ding doen, hè. Wat sal jy sê vir mense? Want jou getuienis is visceral. Ek weet nie wat my brein dink dit is soos 'n ja, dis powerful. Kom ons sê net dit is kragtig. Okay. So wat ek wil vra is, jou kragtige ervaring toe jy die Here ontmoet was tydens 'n movement geweest by 'n jeugbediening koffiekroeg. Okay. Goed. Ek kamp. Hulle het ons op 'n kamp gevat. Ja, en daar 'n geleentheid gegee om jou hart vir die Here te gee. Okay, Mag ek jou nog so klein bietjie van dit doen? Nee. Ja, Nee, youth movement. Nee, Ja. Okay. So wat sal jy sê vir mense? En want jy's ook die organiseerder van Godly Revolution, right? Ja. Met ander woorde, jy skep ook hierdie lekker omgewings vir jong mense en daar is net hierdie ding. Ek kom nou tot 'n punt, nê. Daar is hierdie ding van mense wat sê ons moet pas op want ons moenie vir jong mense experience seekers maak nie. Ons moet hulle nie hierdie seekers maak. Maar waar lê die balans tussen gee vir die jong mense ervarings waar binne-in dit vir hulle lekker is, waar die Here hulle kan ontmoet, maar ook om die balans te hê van hey, ons offer nie vir die wêreld jou offer nie. Dis nie dieselfde nie. Ja. Wat sê jy oor dit?
Ja. Ek sou sê, die woord leer ons mos in 1 Korintiërs 13 dat al het jy al hierdie goeder wat net geraas maak en goeder, sonder liefde is dit maar 'n baie 'n hol klank en 'n regtig net noise, maar as daar liefde is en God se woord is in 'n ding, dan gaan jy solid kan bou. En ek dink dis wat ek 'n stukkie van my getuienis ook met jou wil deel is dat hierdie jeuggroep het toe op 'n kamp gegaan. En op daai kamp staan die pastoor voor en hy gee 'n teaching oor hier's die duiwelse koninkryk, hier's God se koninkryk. Jy moet kies en as jy nie kies nie, het jy eintlik nie vir God gekies nie, dan is jy nog in duisternis. Haai, weet jy, om my is 'n paar kinders wat opstaan en vorentoe gaan vir die altarkol, maar ek's te skaam. Ek gaan nie uit vir die Here nie. Ek bly sit. Na ruk het ons 'n aftydjie. Ek vat my Bybel, ek gaan alleen in die veld en ek sê, Here, sorry. Ek was te skaam om uit te kom vir u. Sal u my nog steeds vat? Kan ek nog steeds 'n kind van God wees? Ek het my Bybel by my, blaai rond, slat hom oop by Jesaja 43 wat sê ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, omdat jy vir my kosbaar is, gee ek nasies in jou plek. En die Here antwoord my so direk uit die Bybel uit en hy sê natuurlik het ek jou gevat. Natuurlik is jy my kind. Natuurlik wil ek jou hê. So daai, kom ons sê as jy 'n ervaring gee, maar hy's gemeng met krag. Hy's gemeng met Christene wat sout en lig is. Want hier's die gevaar. Ons wil ook nie 'n generasie van vlak Christene skep wat net wil doef en alles, maar nooit hulle vrug van hulle lewe hanteer nie. Wat net so vlak verhouding het met die Here dat dit net sensitief is vir almal se foutjies en sondes, maar nooit die waarheid konfronteer nie. Ons wil nie dit doen nie. Ons wil die kroonblare moet mooi, kleurvol en sterk wees, maar die substance as jy verby daai kroonblare gaan, is solid, onvervalst, suiwer, God se krag, God se liefde en 'n ervaring met die lewende God. En die goed moet cool genoeg wees. Dit moet cool genoeg wees, lekker genoeg vir enige iemand om 'n unsaved vriend te nooi. Laat daai unsaved vriend se mond oop hang en sê, "Wow, ek het nie geweet Christendom is so cool en so lekker nie." Paulus sê, I am all things for all people so that they may come to know Christ. So, wees maar cool vir mense, dis okay, jy mag maar cool wees. Christianity mag maar cool wees, jy weet. Jy laat my hart sommer vinnig klop. Ek is so, as 'n ma van 2, my dogtertjies is nou 13, een is 13, word nou 14, ander een is 11, word 12. En ek weet hulle die grootste ding, die vrees wat ek het om hulle in te sluit in die kerk is, dit kan partykeer bo 'n vuurmaakplek wees, dit kan partykeer boring wees, en ek weet, jy moet hulle nog steeds vat, maar ek is so dankbaar vir bedienings soos wat jy het, die goeie nuusfabriek, wat besef, ons kan maar experience ook gee. Die Here kan ook in die vuur wees, of hy kan in die stilte wees, jy weet, met Moses praat hy in die vuur, of die thunder op die berg, of partykeer is hy net die still small voice. Nee, dis besonder. Okay, maar kom ons kom nou tot by die veldtog, waarmee jy besig is, die anti-bullying. So geseënd is die vredemakers. Skop ons af by die fondasie van hierdie veldtog. Yes, so met ander woorde, voor ons sit 'n skoolsaal vol kinders, graad 1 tot graad 7. Groot ouderdomsverskil, groot emosionele verskil en als, maar almal van hulle is ontvanklik vir God se woord en almal van hulle het ietsie in hulle hart, het 'n stukkie leeg of 'n stukkie seer wat op hierdie dag aangespreek gaan word. Almal van hulle glo ook hulle kan rise to something better. As iemand in hulle glo, as God raak sien wie hulle is en daai potensiaal wat hy in die eerste plek daar ingesit het, vorentoe roep en na vore roep en die beste in hulle na vore roep, they will stand up and rise to the challenge van graad 1 tot graad 7. So ons leer die woord vir hulle en ons sien voor ons oë die woord waar word in skoolsale landwyd. So ons leer vir hulle, soos jy sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God
genoem word. Met handaksies en als ons drill dit in, dis pret, hulle leer dit. En dan gaan ons oor na, okay, maar hoe werk vrede? Wag, Wat doen ek ons wil vir nou eers vrede? voordat jy aangaan, want ek moes nou eers my skerm groot maak want ek wil nou die bewegings doen. Wys my? Is jy reg? 1 2 Ja, 3. Geseën. Maak so geseën. geseën is die vredemakers. Dis die vrede, Want hulle want hulle sal kinders sal kinders van God van God genoem word. genoem word. Haai, That's so it. En dit is lekker. Matteus 5 vers 9. Ja. Is die vredemakers want hulle sal Ja. kinders van Yes, like Italian kinders. ja, Van God. kinders genoem word. Wat was die genoem word, nê? Genoem word. Ja, genoem word. Ja. Okay, wonderlik, ja. Ja. Goed. So, ons drill hom in, die woord kom sit, hy's in hulle brein, ons het pret gegee vir dit, aksies gegee en alles. Dan het ons 'n danskroeg wat bietjie 'n paar lekker action songs kom doen met die kinders. Een van die liedjies wat ons graag gebruik is Who I Wanna Be, wat sê a child of God. That's who I wanna be. And a child of God is iemand wat God se woord hoor en doen wat God sê. Dan leer ek vir die kinders my 2 handbewegings. As ek hierdie hand uitgooi, dan sê hulle vir my mooi hard en duidelik, sorry. Julle sal hulle trek om soos 'n chappie, sorry. En as ek hierdie hand uitgooi, dan moet hulle sê, ek vergewe jou. Party van die Engelse kinders kry hom bietjie slightly verkeerd, dan sê hulle, ek vergiftig jou. Okay, dan sê ons, nee, moenie sê vergiftig, vergewe ou. Oeps. Ja, as ons maar net kon, nê. Nee. Ja, nee bro. So ek leer hulle moet let it go, hulle moet vergewe, hulle moet oor dit kom. Ons doen dan 'n demonstrasie van iemand wat iets verkeerd aan jou doen en jy gryp sommer die eerste beste ding wat jy kry. Kom ons sê 'n waterbottel en jy druk dit teen daai persoon se rug. Jy sê ek gaan dit nou teen jou hou. En daai persoon stap aan in die hele skoolsaal vol, maar wat moet jy doen? Jy hou dit teen hulle. Jy laat dit nie gaan nie. En as jy weer kyk, raak jy hulle 'n slaaf, want waar ook al hulle gaan, moet jy dit teen hulle hou. Jy kan nie aangaan met jou eie lewe nie. Jy kan nie meer fokus op wat jy wil doen nie. Jou hele lewe word geconsume deur anger, bitterness, unhappiness, al daai goed, want jou hele mission is ek vergewe nie, ek gaan dit teen hulle hou. En dan vra ek vir die kinders, right, hoe kom ons vry van die ding? As ons kan vergewe, en dan sê ons, in the name of Jesus, I forgive you, of ek vergewe jou. Dan het ek een van my spanlede wat so inkom met 'n karate chop, wata, en hulle kap ons los van daai bottel water wat ons nou so gehou het teen daai mense. So, dis 'n illustrasie wat wys dat die oomblik, as jy daai geloofstap vat, om te sê, ek vergewe jou, dan doen die Here van sy kant af iets. Hy separate jou van daai ding af. Die oortreder kan gereset word. Hy kan 'n nuwe begin kry. En die victim kan loskom van die oor en oor onthou hoe seer dit is, hoe erg dit is en kan begin healing kry van daai dag af. Dis 'n groot moment, daai oomblik van vergifnis. Yes. Want soos jy want okay, ek moet sê, kyk ek was geboelie nê. Ek was regtig. Ek was Ja. Maar wag. Voordat ek myself vooruit kom ons definieer net. Wat is 'n boelie? Kom ons begin nou. Wat is 'n boelie? Ja. So dis iemand wat pik op iemand anders, wat oor en oor iemand anders terg, spot, verkleineer, seermaak fisies en met woorde. In kort, en ek sê dit vir die kinders ook, 'n boelie is eintlik iemand met erg seer in die hart. Hulle wil baie graag die heeltyd huil, maar hulle is nie dapper genoeg om hulle eie trane te huil nie. Hulle squeeze dit uit ander kinders uit. Wow. Broken people break others. Ja. Ja. Ja, so en dan Yep. As die kinders dan dit van daai angle af sien, skielik skuif dit van af. Die boelie word gedemonise of die boelie moet uitgehaal word of die boelie moet 'n target op die kop kry of wat ook al. Nee, die boelie kry 'n target op die hart. Daar kom 'n target op daai boelie se hart. Ons bid vir daai hart wat so seer, bitter, angry is om heel te word. Ons gooi hulle
Ons hou 'n food fight met daai boelie, want ons gooi hulle met die vrugte van die Heilige Gees. En ons hou aanbid totdat die bad guys good guys geword het. Jy sien, ons wen nie as ons 'n boelie teruggeboelie het nie, want dan die hoeveelheid boelies meer geword. Ons wen net as die bad guys good guys geword het. As die hoeveelheid good guy army gewen het. Toe die Saulusse die Paulusse geword het, dan het ons gewen. Ja. Wow. Ek wil net bietjie voordat ons aangaan in jou voorlegging, deur jou voorlegging soos wat jy dit aanbied. Wil ek net so 'n oomblik vat om stil te staan, hè, by boelie gedrag. Ek weet nie of het jy gesien, wat's vandag? Vandag is Maandag, nee. Vandag, Ja, ek was vandag by Impact, ek wil net onthou, want ek het op die nuus gesien vandag, by die TV, op so, weet, op die ENCI nuus, was daar so 'n bannertjie. Toe staan daar, 15-year-old pupil arrested for stabbing a disabled boy. Ek weet nie of die seentjie dood is, of net ernstig beseer is, of wat ook al nie. Maar dit het, en ek het vandag gepraat oor nie gesonde nie, maar net die waarde van verhoudings. En dit was vir my opvallend, want ek wonder toe by myself, hoe kom dit tot op daai punt? Jy praat van 'n gestremde kind in 'n rolstoel, nê? Wat aangeval is deur 'n medeskolierstudent. Waar was die toesig? Hierdie was 'n ophoop van gebeure. Dit is nie iets wat net random vandag vir die eerste keer. So, ek wil by jou hoor, en dan wil ek jou 'n tweede ding vra is, julle gesels met die kinders. Okay, so ek wil eintlik vir jou vra, twee vrae. Die een is, hoe eskaleer bullying? Jy weet, hoe lyk bullying gedrag wanneer dit begin momentum kry, nee? Hoe begin dit en wat gebeur dan? Die ander ding wat ek wil vra is, wanneer julle met hierdie kinders gesels, dink julle dalk, oorweeg julle die feit dat van daai kinders se boelies is hulle ouers of selfs onderwysers? En wat dan? Yes. Okay. Ek gaan nie aan twee fases antwoord. So die eerste vraag is dan nou die boelie probleem wat eskaleer, dat dit wat ons sien, die nuusberigte, die buitestorie, die gebeure raak erger of meer violent of met 'n groter impak en so. Dit is so, maar ons werk ook met human nature. So, as ons kyk na hoe God werk, maak nie saak wat in die buitestorie aangaan nie. God gee ook baie oor die binnestorie om, die harte. En daar leer ek vir die kinders, hier in jou hart is daar twee plekke. Die enetjie is 'n skatkis, en daar gaan jy God se woord, die kosbare goed, bære. Maar daar's ook 'n asblik, waar jy woorde wat jou seer gemaak het, goed wat gebeur het, goed wat verkeerd is, wat jy weet nie in jou hart hoort nie. Dadelik, gooi dit in die asblik. Jesus se gebed op pad kruis toe was, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. En as jy die slagoffer was van geweld of iets wat gebeur het, daai persoon wat jou so seer gemaak het, het nie 'n klou wat daai woorde aan jou sou doen nie. Het nie 'n klou hoe dit jou sou vernietig nie. Ja, miskien het hulle gehoop dit gaan jou seermaak, maar partykeer het dit te ver gegaan. Ek werk ook in tronke met jeug daar in die gevangenis, en daar het ek al gewerk met groepe, en dan vra ek vir hulle, hoe het jy hier beland? En hulle sê, iemand het iets aan my gedoen, ek het besluit om hulle terug te kry, en dit het te ver gegaan. Jy sien, want daai goed het septies, siek, bitter, angry, hatred. So in 'n nuwe weergawe van my boekie het ek die sielkundige siklus gaan kyk na, as jy nie vergewe nie, dan kom maar gevoelens van anger, dan kom maar gevoelens van, jy's kwaad, daar kom gevoelens van onvergifnis, en dan kom maar revenge, waar jy besluit, ek gaan terugkry, en partykeer vat jy dit net eenvoudig te ver. Dis partykeer van hierdie kinders, iemand het hom so seer gemaak, hy moet uiting gee aan dit wat met hom gebeur het, en hy gaan vat 'n onskuldige ander kind, wat nie eens homself kan verdedig nie, en hy het al daai wrath, al daai seer, al daai anger haal hy uit op 'n ander kind, wat hom nooit sou kon terugkry, of hom nooit sou kon verdedig het, teen hierdie persoon nie. En as ons terugkyk, en ons kyk na die binnestorie,
dan lê dit by seer, onvergifnis, anger. Iemand wat nie gebid het, Vader, vergewe die mense wat my so seer gemaak het nie. En toe word hulle die volgende boelie en die volgende een wat mense vernietig. Die vyand wil miljoene lewens vernietig deur mense te breek en broken people break others. Daai siklus herhaal totdat iemand met die genade van God vergewe en 'n boelie kan wen om 'n good guy te word en die res van sy lewe te kan regmaak en heel maak. Die lied wat ons sing, Amazing Grace, How Sweet the Sound, was 'n ou gewees, John Newton. Hy was 'n slawehandelaar gewees en hy het mense gekoop en verkoop vir geld. Hy het hulle lewens vernietig. Maar dit was omdat toe hy 'n kind was sy lewe so weggegooi. Hulle het hom 'n klein matroos gemaak. Toe hy 14 jaar oud was, sy familie kon nie met hom deel nie. 'n Skoonma wat hom gehaat het, gee hom vir die skepe, omdat sy nie met hom kon deel nie. En hy word so verniel op daai skepe en goeder. En op 'n dag sien hy die slawe onder in die skip. Hulle sing 'n liedjie wat hy nie ken nie, maar hy hoor die dinkie. Dis toe Amazing Grace se dinkie wat hy later geskryf het. En op 'n dag toe hy groot is, toe koop en verkoop hy mense. Dieselfde seer wat met hom gebeur het, duplicate hy en hy doen weer daai goed. Maar hy het soos 'n Saulus belewenis gehad waar hy met God te doen gekry het. Sy skip het een keer gebreek op rotse, aan 'n stuk dryfhout vasgehou en gesê, Here, as U reël is, red my lewe. God het hom gered en hom 'n goeie vrou gegee. God sê toe vir hom, vir die res van jou lewe gaan maak reg waar jy verkeerd gemaak het. Hy gaan toe met sy eie geld koop mense op die slawemark, bring hulle na sy plaas toe en laat hulle vry. Sê, hier gaan niemand jou slaan nie. Niemand gaan jou seermaak nie. Ek het jou gekoop. Ek het vir jou betaal. Jy het 'n nuwe lewe. En hy gaan getuig die wêreld vol en vertel sy storie hoe groot God se grace vir hom was. En hy bedien nou daai selfde grace. So as 'n boelie wat seer gemaak het, teruggaan en heel maak en dien en serve en help, het God se koninkryk so baie gewen. Een se seer en moeilikheid kan soveel healing bring as hulle heel word en by God uitkom. En wat is jou tweede fase antwoord? Wat as die boelie 'n juffrou of 'n ouer is? Yes. So Want nou is daar want dan is daar mos nou 'n power, daar's 'n ander soort power dynamic. Nee, dis nie ja. Ja. Dis 'n baie onregverdige power dynamic, né? Want dis iemand wat in gesag sit, dis iemand wat nie sommer raak gesien of gemonitor kan word nie. Dis iemand wat soms daarmee kan wegkom vir 'n lang tyd. Want hoe konfronteer mens daai situasie, want dit is iemand bo jou, jy weet. Ja. Exactly. So in die eerste plek, die kind wat so geboelie word of sleg gesê word dan deur hierdie onderwyser of ouer of persoon. Ek leer hulle weer eens asblik en skatkis metode, al is dit 'n familielid, 'n juffrou of iemand, jy moet op 'n dag begin agterkom, wat is die goed wat jy in die asblik moet gooi? En as jy daai woorde, daai goed wat gebeur het in die asblik gooi, en jy kom eerlik na God toe en jy vra hom, Here, kan ek hier ruil vir hierdie klomp rubbish? Vir skatkis goed, sal U weer in my hart kom establish wat ek werd is, wat U van my dink, hoe U oor my voel. Baie in skole, voordat 'n kind hulle eie lewe neem, is daar WhatsApp groepies wat daai kind terg. Is daar groepe maatjies wat hulle sleg sê? Is daar mense wat hulle exclude? Is daar mense wat hulle spot en terg en seermaak? En kinders moet skuif van om hulle value te kry by die mense om hulle, tot by lig jou kop op. Die een wat jou gemaak het, jou vader het 'n opinie. Sy opinie is baie belangriker as die leuns en die stories van die vyand, die duiwel en die mense om jou. Fill your heart with truth met skatte in jou skatkis. En as jou skatkis vol is, gaan die asblik stories nie meer saak maak nie. Dan leef jy uit jou skatkis uit. En jy moet vergewe. Jy moet daai onderwyser of wie ook al dit doen vergewe, maar daar soos 3 belangrike stappe om jou te empower. As jy die slagoffer is, jy gaan nie 'n vloerlap wees vir iemand nie. Jy gaan soos ou Dawid, gaan jy vir Goliat oorwin. So kom ek help jou. Wat doen jy? Ja. 3 vees. 3 klippies vir Goliat se kop. Daar was 5, maar hier's 3 vir jou om mee te begin. 3 vees. Die eerste een is verklik.
Jy moet gaan vertel, jy moet vir iemand sê, daar word geboelie, dis wat gebeur, dis hoe laat dit gebeur, dis wanneer dit gebeur en dis die omstandighede. So jy moet lekker daai details gaan kry. Jy moet presies weet. Jy moet duidelike inligting hê oor dit. Gaan skryf dit eerder neer en maak seker jy weet wat's daai prosedure en wanneer gebeur het. So jy gaan studeer daai boelie siklus. Die tweede stap is jy verras jou boelie. Soos 'n rekenaar-hacker kan jy die code crack en jy kan daai boelie outsmart, outlast en survive. Jy kan uitkom. Jy kan op 'n ander plek gaan speel. Jy kan dalk as hulle met jou praat en goeters, ignoreer hulle net. Jy kan vir jou nuwe woorde programmeer. Elke keer wat hulle sê jy's 'n idioot, hoor jy in jou kop koningskind, koningskind, koningskind. So jy reprogram, jy dink anders. Daar gaan maniere wees hoe jy hulle gaan outsmart. Dawid het vir Goliat 2 keer gewen. Ek leer dit in skool en dan sê hulle, hoe bedoel jy? Hy het hom 1 keer gewen. Ek sê nee. Hy het hom 2 keer gewen. Die eerste keer het hy hom geoutsmart in sy kop. Hy het 'n plan gemaak en hy het in geloof geraais en hy het gesê, jy kom na my toe, swaard en 'n spies, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Toe hy dit sê, bam, wen hy in die gees. Die eerste keer, want hy het opgestaan. Hy het besluit hy gaan aksie neem en daar het hy hom oorwin in die gees die eerste keer. Die tweede keer het hy hom oorwin toe Goliat se kop op die grond val. Jy gaan elke probleem, jou wiskunde toets, jou bad juffrou, jou goeders wat jou seermaak, 2 keer moet oorwin. Die eerste keer in jou hart en gedagtes wanneer jy en God 'n besluit maak en sê genoeg is genoeg. Dan het jy hom gewen die eerste keer. Tweede keer as God jou 'n escape plan gee en jy execute daai plan en daai boelie word vasgetrek. Toe ek in graad 8 was, nê. Toe maar ek was 'n bietjie van 'n wille kind. So maar ek was graad 8 en toe was ek na hierdie house party toe. En ek het daai aand toe soen ek 'n sietjie, nê. En toe die maandag toe ek by die skool kom, nou my vriendekring was baie groot. Ons was omtrent so 'n groep van so 20 meisies gewees, nê. Ons was hierdie groepie. En ons was hier graad 8 groepie. En in elk geval, toe ek die maandag by die skool kom, toe ons het altyd in so 'n sirkel gestaan op die square. En op die vierkant het ons dit genoem. En in elk geval, toe ek so by my groepie aangeloop kom, toe staan my hele groepie al daar en een meisie is die spreker namens die hele groep en sê basies vir my in baie leliker woorde as wat ek nou gaan gebruik, hoor hierso loop, ons soek jou nie meer deel van ons groep nie. En ek het gehardloop na my sussie toe, my sussie was in matriek gewees en ja, die verwerping was enormes. Like ek het 'n hele graadse verwerping gehad, okay. Want dit was 'n baie powerful groepie in graad 8, jy weet, hulle was baie influential. En nou so 2 maande terug, toe ek by hierdie skool wat ek was in graad 8. En ek loop, ek dog toe, weet jy, ek gaan net loop na hierdie sirkel toe. Nee, in my kop nou. Ek gaan na die vierkant toe gaan en ek gaan in die sirkel inloop. Was so simple exercise wat die Heilige Gees maar eintlik ingelei het. Maar jy kan nie glo nie, nê? Ek is nou 38. Okay? So dis baie jare terug. Maar soos ek nou myself verbeel en ek sien daai oomblik en ek sien daai groepie staan daar, kry ek hierdie heart palpitations en ek bars uit in trane en ek is so emosioneel en daai eina kom terug en ek sê net vir die Here ek vergewe hulle en hy het my so redeem van hierdie af en ek het hierdie oomblik saam die Here en toe ek so kyk teen die muur van die saal staan daar something along the lines of you can be anything that you were meant to be. Like daai meant to be, soos daai oorspronklike wat jy geroep was vir, jy kan dit nog steeds wees. Hierdie gaan dit nie wegvat van jou nie. So ek wil net hoekom ek dit noem is want dis so ons verstaan nie die houvas wat bullying doen aan groot mense selfs aan 'n individu.
Ja, En so dit is so 'n powerful. lesel, né? Ek Yes, sê. en dit is so powerful as ouers en as leiers in die gemeente en in die kerk om hierdie tools aan ons kinders te kommunikeer en te sê jy moet gaan iemand, wel, kom ons begin by die hart en dan jy moet gaan vertel. Jy moet gaan rekord neem. Ja, Jy ja. weet, ja, so dis so belangrik. Sjoe. Ja, weet jy het so 'n belangrike sleutel nou gedeel weer eens. Die Here het kyk na hoeveel jare, maar die Here het jou gelei na vergifnis. En check wat het gebeur toe jy vergewe. Die Here undo daai stuk waar die vyand jou wou vernietig en stikkend maak en hy redo sy original plan, sy original purpose, greatness en elke blessing oor jou. En as ons nie vergewe het nie, sou jy dalk tot in jou ou dag geloop het met daai ding met iets in jou skatkis wat eintlik in die asblik gehoord het. En dit maak al die ander skatte vrot. jy wil nie meer die skatkis oopmaak nie. Daar's te veel vrot goed daar binne-in. En so ek gee vir kinders in die saal 'n kans om die recycle bin skoon te maak, om dalk 'n klomp asblik goed wat daar nog lê in jou hart net vir die Here kan sê, Here, hier's wat gebeur het. Dit was so seer. Maar Here, ek's bereid om te let it go. Ek ruil U nou. Geef vir my U woorde. Miskien moet ons vir 'n oomblik dit fasiliteer. Ek glo met my hele hart iemand het nou op hierdie channel geklik en kom kyk wat presies hierdie nodig het. Kan ons dit bedien vir 'n oomblik, Nadia? Kom ons vloei soos wat die Here ons lei. Net daar waar jy is, maak sommer jou oë toe en sê net, Here, U weet wat gebeur het. U weet hoe seer dit was. U weet hoe dit my verkleineer het. U weet hoe dit gesteel het by my vrymoedigheid weggevat het en my blydskap weggevat het. Here, vir so baie jare was ek gebind deur hierdie stuk seer. Maar nou in hierdie oomblik wil ek let it go. Here, ek is nie bedoel om die goed te dra nie, want U het dit aan die kruis gedra. En nou gee ek dit vir U. Die gevoelens wat ek gehad het, die seer, die pyn, die ongelukkig, die haat, die verlies. Here, ek ervaar hier's iemand met verskriklike verlies in hierdie oomblik. En ons gee dit nou vir U, Here. En soos ons dit gee, is ons hande weer oop. En nou ruil U ons vir iets beter. Ons gee vir U die stikkend, die verlies, die kwaad, die unhappy. Ons dra dit nie meer nie en ons sê in Jesus se naam, ek vergewe. Jy weet presies vir wie jy nou vergewe. En ek wil hê jy moet ervaar in jou gees, dit het in my gees gedrop nou net. Jesus sê vir jou ook, nou vergewe ek jou. Vir alles wat jy gedoen het en nie gedink het dis 'n big issue nie. Ek vergewe jou ook. En jy kan skoon begin en ek reinstate jou as 'n koningskind, gemaak om te heers en die verlede is verby. Ek maak nou van al daai minus 'n plusse en ek los jou op 'n beter plek. Want jy het oorbegin en jy het vergewe. En nou maak ek jou hart vol kosbare woorde wat sê jy's genoeg. Jy's pragtig. Jy's 'n kind van God. Jy is suksesvol. Jy word nie gedefinieer deur foute nie. Jy word gedefinieer deur wat ek van jou dink, sê die Here. En jy is die geseënde van die Here. Dankie dat ons dit kan glo en ons eie maak, Here. Amen. Amen. Ja, dit was powerful. Ek wil jou aanmoedig as jy 'n ouer is en jy sit met 'n kind wat geboelie word. Gaan doen hierdie gebed saam met jou kind. Gaan verduidelik vir hulle hierdie hartstoestand, die kus, die skatkis en die asblikkie. Gaan praat, vat hierdie content en gaan gesels met jou kind. En gaan na jou skool toe. Gaan vertel vir die skool van Erika se bediening. Gaan vertel vir hulle van hierdie veldtog. En laat dit by die skoolkinders uitkom. Ons kinders is in 'n toestand, ons skole is in 'n toestand. En ek weet jy nou, dis nou 'n bietjie van topic af, maar ek dink dit is ook gedeeltelik, ons kan dit assign aan die feit dat mense die waarde van Jesus vergeet. Mense die liefde, die eerste liefde van Jesus verloor.
En daarom lyk ons samelewing soos wat dit gedoen het vir die Romeine Ja. in die Romeinse tyd waar hulle Ja. die swakkes, die weduwees en die orphans, ek kan nou nie onthou wat 'n orphan in Afrikaans nie. 'n weeskind. Maar Weeskinders, die ja. weeskinders en die weduwees, daai's maar net titels vir swakker mense. En omdat ons eerste liefde vir Jesus verloor het as 'n samelewing in die geheel, het ons vergeet dat die swakkes het ons hulp nodig, hulle het ons liefde nodig. En so gaan vertel vir iemand van hierdie bediening en kom in Ja. kontak met Erik. En Erik, waar kan hulle jou in die hande kry? Ja, ek sou sê die maklikste is gaan soek my op Facebook, Erich Postumus, ERICH, en my van is 2 dele Posthumus, na die dood, Posthumus. Uh Ja. so jy sal my daar kry op Facebook en dan my webadres is goodnewsfactory.co.za. So is Goeie Nuus Fabriek in Engels en ja, ons toer landwyd, so uit die aard van die saak as jy wil hê ons moet Kaap toe kom, ons woon in Pretoria, dan kyk ons dat ons 'n Sondag bediening ergens ter anker en dan tref ons sommer 'n paar skole in die omgewing in die tyd dat ons Kaap toe kom of ons laat weet jou wanneer is ons in die Kaap en ons sien ook jou skole of Bloemfontein, waar ook al Natal, waar ook al jy ver woon, ons kan by jou ook 'n draai kom maak en dis vir ons 'n voorreg. Ek bring 'n crew saam met my gewoonlik wat saam dans en energie en blydskap bring en goeie. So die kinders leer so baie, maar dit voel nie soos môre klas sit maar boeke uit, nou gaan ons iets leer nie. Dis lewenslesse en hulle is mal daaroor en die die lekkerste is aan die einde van die sessie het ons mikrofone daar en ons fasiliteer 'n oomblik waar kinders wat ander geboelie het en seer gemaak het, die mikrofoon vat en voor die skool sê, ek is so jammer wat ek gedoen het. Ek praat met Andrei, ek praat met Shamaine, ek praat met Frik, met Gert Koos. Ek is so jammer vir wat ek aan julle gedoen het. Ek gaan ophou daarmee. Sal julle my asseblief vergewe? Kan ons oorbegin? Vergifnis gebeur voor ons oë in skoolsale landwyd. En moeilikheidmakers hou op met hulle nonsens en hulle word good guys. En die wat seer gekry het, se harte word heel. En skole het meer liefde, dissipline en eenheid. So God gee ons guns om dit te kan doen. Ag, dis so beautiful. Ek weet ons is nie deur jou hele voorlegging nie, maar ek voel ons het die just of it, nê. En Ja. ek voel jou om net die persoon te begelei het in gebed was wonderlik. So baie dankie vir dit. Dis die eerste keer wat ek so iets doen op my kanaal. Dis graag iets wat ek baie meer van wil doen. En Ja. so enige sluitende gedagtes wat jy mee wil afsluit. Wat wil jy hê met die gedagte waarmee jy ons wil los? Ja, ek het een keer 'n boodskap gehoor van nou Reinhard Bonke, maar ek dink daar's ook baie elemente van dit in my lewensverhaal en dit is dat boelies het 'n mens probeer klein hou. Hulle het jou afgedruk, hulle het vir jou waarde van nulle kom gee. So hulle terg jou en hulle gooi 'n nul vir jou neer. Hulle spot jou en hulle sit nog 'n nul vir jou neer of hulle maak jou seer, hulle klap jou en sê maar jy's nie sterk genoeg nie en sit nog 'n nul vir jou neer of sê jy gaan nooit iets in die lewe bereik nie. Kyk hoe swak is jy en die nulle raak al hoe meer. En ek het met Jesus vasgemaak en gevra, kan U iets doen, Here, met al hierdie nulle? En hy kom staan met 'n nommer 1 voor al daai nulle. En die dag toe ek 0 was, word ek 10 uit 10. Die dag toe ek dubbel 0 was, word ek 100. Die dag toe ek triple 0 was, word dit 1000. En daarmee wil ek jou los. Vra Jesus in daai chaos, in daai moeilike dinge in. He will make your setbacks your comebacks. Hy gaan van al daai pyne, gaan hy medisyne maak. En hy gaan van daai minusse, gaan hy plusse maak. En hy gaan jou gebruik om dit wat jou seerste seer was, te kan minister vir ander, om ook ander mense heel te maak. Daai is waar. Nou ja, toe, as hierdie vir jou 'n insiggewende gesprek was, like dit, subscribe, share dit, deel dit op Facebook, Instagram, Threads. Ek weet nie waar oral jy uithang nie, maar deel dit daar. Deel dit met iemand, seën hulle, deel dit met gesinne,
Deel dit met onderwysers. Ons het nodig om te gesels oor bullying. Hoe die sleutel tot sukses is oop kommunikasie. Solank as wat ons kan oop kommunikeer, is ons op pad iewers heen, maar as ons hash hou en niemand praat hieroor nie, dan het ons 'n groter probleem as die bullying self. So Erich, baie dankie vir jou kuier saam met ons. Dit was so lekker om met jou te gesels en vir jou, ek sien I don't know om volgende keer weer saam met jou te kuier. Dit sal baie lekker wees. Dankie Nadia, dankie vir die werk wat jy doen en ons sien uit hoe God se koninkryk groei dag na dag.